Lisa vertel die storie en dit het vir my regtig waar 'n diep denke gegee. Sy sê, as God die evangelie geskryf het en Cinderella was een van die stories, sou hy dit beslis nie geskryf het dat Cinderella op die ou einde die heldin was in die storie nie. Kyk, Cinderella was goed. Sy het vir die meisies kos gegee, sy het mooi aangetrek na die bal toe, sy het regtig die prins verdien en die skoene daar gepas. Maar as Jesus hierdie storie sou geskryf het, sou hy die een lelike suster daar langs die dansbaan laat staan het, met haar frisserige hare, 'n moesie op haar neus, nogal 'n rok met horisontale strepe, wat haar nog erger laat lyk het. En haar naels was regtig lelik gewees, maar die prins sou met die trappe afgekom het, haar raak gesien het, en haar in sy arms geneem het, en sy die mooiste vrou in die balsaal gewees het, want dit is hoe Jesus die storie sou geskryf het. Liefde maak van losers en uitgeworpenes, maak hulle die mooiste mense wat daar is. Die mense soos Jesus hulle wil hê. In Lukas 2 vers 1 tot 20, en in daardie dae het daar 'n bevel uitgegaan van keiser Augustus dat die hele wêreld ingeskryf moet word. Hierdie eerste inskrywing het plaasgevind toe Cyrenius goewerneur van Syrië was, en almal het gegaan om ingeskryf te word, elkeen na sy eie stad toe. En Josef het ook opgegaan van Galilea, uit die stad Nasaret na Judea, na die stad van Dawid wat Bethlehem genoem word, omdat hy uit die huis en geslag van Dawid was, om hom te laat inskrywe saam met Maria, die vrou aan wie hy hom verloof het, wat swanger was. En terwyl hulle daar was, is die dae vervul dat sy moes baar, en sy het haar eersgeborene seun gebaar, en hom toegedraai en doeke, en hom in die krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. En daar was skaapwagters in dieselfde landstreek, wat in die oop veld gebly, en die nag oor hulle skape wag gehou het. En met een staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Groot vrees het hulle oorweldig, en die engel sê vir hulle, moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees, dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is die verlosser wat Christus die Here is. En hier moet julle weet dat die engele die blye boodskap van Jesus se geboorte eers te bring aan skaapwagters, die vuil mense, die losers van daai tyd. Hulle het nie gereeld gebad nie, hulle het saam met die skape gebly, en hulle was skelm. Hulle het altyd gesteel. Kyk, jy kon nie 'n skaapwagter vertrou om vir jou te werk daai tyd nie. Jy het hom nie eers in jou huis laat inkom nie. Want sien, Jesus se hart was by die agtergeblewenes gewees. Nou iets wat nogal baie uitstaan is dat Lukas die enigste een van die evangelie skrywers is wat die woord verlosser gebruik. En hy gebruik dit 8 keer in Lukas en 9 keer in Handelinge. Ons moet daarop let dat as die Bybel praat van meester, is dit iemand wat baie slim is aan beheer is, maar verlosser beteken die een wat ons kom red. Wat ons ook moet kyk hierso, nader na vers 20 toe, is dat Josef het besluit om vir Jesus aan te neem as sy kind. Nou van daai tyd af tot nou toe, is daar 'n wet. Julle kan dit gaan lees op Google. Ek het dit gaan lees want dit was vir my amazing geweest. Dat as jy 'n biologiese kind het, jy die kind kan onterf en vervreemd van jou.
So jy kan gaan sê in die hof, dis nie my kind nie, ek het niks met hom te doen nie. Maar 'n aangenome kind is onwettig om te vervreemd van jou. So as jy 'n kind aangeneem het, soos ek 'n kind aangeneem het, dan is sy myne, maak nie saak wat gebeur nie. Al is daar tye wat jy haar net wil terugvat, want sy is moeilik. Maar jy kan nie daai kind gaan teruggee nie. Hy is wettig aan jou gebind en dis onwettig om daai kind van jou weg te neem. Dietrich Bonhoeffer het gesê, die avontuur van Christenskap is baie duur en 'n mens moet mooi weet wat dit kos. Dis 'n geskenk waarvoor ons moet vra, maar dis duur gekoop deur Jesus se bloed. Dit is genade, want dit is die enigste ware lewe wat God baie gekoop het en dit kan nie vir ons goedkoop wees nie. Christene pas nie in nie. Hulle staan altyd uit, of dit nou negatief of positief is. Dit is die prys wat ons betaal om 'n Christen te wees. Ek weet nie of julle weet van Teresa Lisieux nie. Sy is gebore met 'n hartdefek, baie jare terug nou, né? En sy was 'n baie sieklike kind gewees, en sy het op 'n baie jong ouderdom besluit, sy wil 'n non word. Op 20-jarige ouderdom het sy toe 'n non geword, en op 24 is sy oorlede. My God, I choose all. I don't want to be a saint by halves. I am not afraid to suffer for you. I fear only one thing, to keep my own will. So take it, for I choose all that you will. Dit is in die woorde van Teresa. Sy het nie 'n maklike lewe gehad nie. Hulle het haar genoem Little Flower of Jesus. Sy het gesê, I will send down a shower of roses from the heavens. I will spend my days in heaven doing good upon earth. Iemand wat Jesus aangeraak het, wat nie 'n voorbeeldige, aansienlike lewe gehad het nie, wat 'n verandering gemaak het en tot vandag toe nog ken die Katolieke Saint Teresa, the little flower of Jesus. In die Bybelse tyd het hulle nie kerk gehou soos wat ons kerk gehou het nie. Onthou, daar was maar eintlik net priesters by die hoofstede gewees. So in die klein dorpietjies is daar nou elke week 'n man aangewys, sien maar dat op die alfabet afgegaan, dan is dit nou vandag Piet of Koos wat moet lees, en dan het iemand anders die boekrol gaan uithaal, en hy moes die boekrol gelees het, en dan 'n boodskap daarvolgens gebring het. So, toe Jesus in sy eie dorp kom, het hy ook 'n Nasarene, het hulle ook vir hom 'n boekrol gegee, om te lees, want hulle het hom gekies om te lees.